Goeiemôre broers en susters. Hier is almal baie hartlik welkom in die huis van die Here. Ek sien dit is vandag Moedersdag en ek hoop al die manne het vanmôre vir mammie ontbyt gemaak. Ek moet bieg, as ek dit moes maak was ons nou nog by die huis gewees, maar ek dink al die vrouens in die gemeente is omtrent my ma. As dit kom by omgee en na mens kyk en sorg. Die beste wat die Here vir ons op hierdie aarde gegee het, is vroue. En ons is dankbaar vir alles wat julle, vir elkeen van ons, elke dag doen, vir julle liefde en omgee, en ook vir die onthou. Onthou jy maar nog dit saamvat, het jy dit gevat, al daai goede. Baie dankie vir elkeen. Lee Roux en Mariette Harris het pakkies gemaak vir die maas, wat hulle by die deure kan neem. Ons sê vir hulle ook baie dankie. Dan het so terloops. Jy weet, ek beskou dit as ons voor die tyd sing, is 'n deel van die erediens. En ons sing tot eer van die Here. Ek sien daarom te veel van u wat sit en luister na die ander. Ons moet almal saam sing. Dan gaan hierdie dak lig. Kom ons doen dit van volgende Sondag af en dan sing ons almal saam, ook vooraf tot eer van die Here. Die afkondigings. Dis vandag die voorbereiding vir die nagmaal. Ek gaan dit nie als lees nie. Ek het die afkondigings by die deure. Die kinders wat die week verjaar is Berdien Fouché die 15de Mei en Maries Opperman. Kan julle gou julle Bybels kom haal? Eigenlijk mag het jaar wees hoor. As u dalk of u kind dalk oorgeslaan is met 'n Bybel, moet u wat nou reeds vir jare, dan moet u net met die kerkkantoor kontak dat dit reggestel kan word. Hierdie week wat kom is dit Pinksterdienste. Dominee Gerber lei dit, ons wil vir ons sê baie sterkte. Dit is van maandag tot donderdag aand, elke aand 6 uur. Na die tyd is daar sop, is nie saal, seker toebroodjie ook. En dan by Rosenheim in die oggende is daar om 9:30 ook 'n Pinksterdiens. Die deurkollekte wat ingesamel word, gaan vir Huis Morendou, dis die huis wat ons ondersteun by die kinderhuis. Dan is daar volgende Sondag die gemeente ete. Sy eet altyd baie lekker. Die kostes is R100 vir volwassenes, 6 tot 12 jaar R50. Vir die voorskoolse kinders is dit gratis. Daar's 'n heerlike spyskaart. En jy moet asseblief bespreek voor Woensdag 22 Mei om 12 uur. En as jy omblaai is daar nog afkondigings waarvan u kan kennis neem. Kom ons raak stil voor die Here. Aan die enigste God, ons verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here, genade, vrede en barmhartigheid van God ons Vader, Jesus Christus die Here en ook van die Heilige Gees. Kom ons sing ons lofsang saam uit Lied 219 en daarvan die eerste en derde verse. Laat ons sing van ons verlosser, hy wat my so liefdelik. Peters oor 2 weke. Is seker?
bring hy verzoening, van ons skuld maak hy ons vry. Laat ons sing oor hom wat terugkeer aan die einde. Bruidegom, die bruid verwag hy, altyd tot die lof bereid. Sing, o sing van ons verlosser, hy kom terug, hy maak ons lied. Sien van God oor ons lied. Ek moet net 'n regstelling maak voor ek vergeet, die ete is oor 2 weke, nie volgende week nie. Die sal nie kom as aan die kosie. Dis oor 2 weke. Na die wet sing ons vanoggend uit lied 238, daarvan die 1ste en 5de vers. En ons luister na die wet soos dit opgeteken is in Eksodus 20. Het is interessant as ons die wet lees, hoe dit begin. God kom wys eers vir ons en vir die volk Israel dat hy genadig was teenoor hulle. En dan sê hy wat hy van hulle vra. Eksodus 20 vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. God met
om U te eer, en om voor eeuwig sterke, dan doen ons bly, aan vliegen wij, uit liefde goeie werke. As ons gesondig het, dan hoef ons nie hierdie sonde soos 'n ketting met ons saam te sleep nie. In 1 Johannes 1 vers 9 lees ons: As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Omdat ons dit weet, kan ons nou met vrymoedigheid ons geloof hardop teenoor mekaar, teenoor God en teenoor die wêreld bely, in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend weer by U kan kom skuil. Dat ons nie bang of bekommerd hoef te wees vir wat voorlê ook in hierdie tyd waar daar 'n verkiesing gaan wees nie. Dis omdat U ons God is. Dankie dat ons nie net op onsself aangewese is nie, omdat U beloof dat U ons sal versterk. Dankie dat U ons vashou, ook waar daar niemand anders is wat dit doen nie. Dankie dat ons nie eers vir die dood hoef bang te wees nie, omdat ons deur U gered word met U eie hand. Hou asseblief die vroue in ons lewe, in die gemeente, in ons land in U hand vas. Seën hulle vir al hulle liefde en omgee vir ons. En dankie dat U hulle so besonder gemaak het. Ons wil bid vanoggend vir die families na die George ramp, dat U daar troos sal gee, en as daar nog mense lewend kan uitkom, dat U dit sal so wil. Gaan met al die mense wat geraak is deur oorlog, gee dat die magbeheptes tot inkeer sal kom. Waar ons volgende week die nagmaal vier, ons vra Heilige Gees dat U ons sal help, dat ons die geleentheid sal gebruik om ons voor te berei. Sien ook die Pinkster hierdie week, vir Dominee Roer dit gaan lei. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Eksodus 33. Peter Kerk in vorentoe kom, dankie. Eksodus 33
vanaf vers 12. Op 'n keer het Moses vir die Here gesê: "Kyk, u beveel my om met hierdie volk te trek sonder om my mee te deel wie u saam met my stuur. Tog het u gesê: Ek ken jou op jou naam, ek is jou goedgesind. As u my dan goedgesind is, maak my u wil bekend sodat ek u kan leer ken en kan doen wat u verwag. Onthou tog hierdie nasie is u volk." Toe het die Here gevra: "Moet ek self saamgaan en vir jou vrede bring?" Toe het Moses vir hom gesê: "As u nie self saamgaan nie, moet u ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en u volk u goedgesindheid geniet as u nie saam met ons gaan nie? Dit is juist deurdat u met ons saamgaan dat ons, ek en die volk, anders is as al die ander volke op die aarde." Die Here het vir Moses geantwoord: "Ook wat jy nou gevra het, sal ek doen. Ek is jou goedgesind en ek ken jou op jou naam." Toe sê Moses: "Laat ek tog net u magtige verskyning sien." Maar die Here sê: "Ek sal al my voortreffelikheid voor jou laat verbykom en ek sal die naam, die Here, vir jou uitroep. Want ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie." Die Here het verder gesê: "Maar hier by my is 'n plek waar jy op die rots kan staan. As ek in my magtige verskyning verbykom, sal ek jou eers in 'n rotsskeer sit en jou met my hande toemaak totdat ek verby is. Dan sal ek my hande wegvat sodat jy my van agter kan sien. Niemand mag my gesig sien nie." Tot sover. Ons almal maak van tyd tot tyd mense kwaad. Of kom hulle te na. Wanneer 'n mens spyt is, dan gaan jy na daai persoon toe en dan sê jy ek's jammer. Want dan maak dit vir jou saak om te weet, jou saak met daardie persoon is reg. Maar as die een vir wie jy sê ek is jammer, so wegkyk en sê ja, dis maar reg, of afkyk grond toe terwyl hy of sy dit sê, dan wonder jy daarom of jy regtig vergewe is. Iets soortgelyks het hier in Genesis 33 gebeur. Die agtergrond vir die gebeure sal kan jy gaan nalees in Eksodus 32. Daar was 'n tyd waar dit vir die volk Israel nie genoeg was om net in God te glo nie. Hulle wou hom sien. En toe maak hulle 'n beeld van 'n goue kalf wat hulle daar in hulle midde sit en toe sê hulle maar, dis God. God was so ontstel oor hierdie optrede dat hy hulle wou uitdelg. En dan begin daar 'n proses waar Moses sy bevoorregte posisie by God gebruik om vir die volk in te tree. Amper soos by Sodom en Gomorra met die gesprek wat Abraham met God gehad het toe hy vir Lot en sy gesin gepleit het. Toe Moses kom pleit, is die eerste toegewing wat God maak om af te sien van sy plan om die volk te vernietig. Eksodus 32 vers 14. Daarna inspekteer Moses die situasie by die volk en maak hy sekere regstellings.
Ons lees in Eksodus 32 vers 31 en 32. Moses het toe na die Here toe teruggegaan en gesê: Hierdie volk het 'n ernstige sonde gedoen deur vir hulle 'n god van goud te maak. Vergewe tog hulle sonde. As dit nie kan nie, moet u my naam maar uitvee uit die boek wat u geskryf het. God het hulle toe nie uitgedelg nie, maar het hulle wel gestraf. En dan maak God 'n tweede toegewing. Hy sê, trek hier vandaan. Ek sal my engel voor julle uitstuur. Moses aanvaar die antwoord, maar nie vir lank nie. Na 'n tyd is hy terug en vra hy meer. In Eksodus 33 vers 12 lees ons: Moses het vir die Here gesê: Kyk, u beveel my om met hierdie volk te trek sonder om my mee te deel vir wie u saam met my stuur. Tog het u gesê, ek ken jou op jou naam. Ek is jou goedgesind. Vir Moses was dit nie goed genoeg dat 'n engel in die Here se plek voor hulle sou uittrek. Hy laat die Here verstaan dat hy met niks meer tevrede sal wees nie as dat die Here self met hulle sal saamgaan. En die Here stem ook in om aan die versoek te voldoen. Vers 17. Die Here het vir Moses geantwoord: ook wat jy nou vra, sal ek doen. Ek is jou goedgesind en ek ken jou op jou naam. Hoekom vra Moses hierdie goed? Hy het dan so baie toegewings gekry. Maar as jy al wat hy vra nie. In vers 18 vra hy: laat ek tog net u magtige verskyning sien. Hoekom wil jy so graag God sien? Ek dink dit was uit nuuskierigheid uit. Dan was ten minste 3 redes vir die versoek. Die eerste deel van die versoek is dat Moses wil seker maak, die Here stuur nie 'n engel nie, maar dat hy self saamgaan. Verder wil Moses seker wees dat die Here werklik met hulle sal saamgaan. En daarom wil hy eintlik die Here in die oë kyk. Soos ons nou maak as ons vra dat iemand ons moet vergewe. En dan lyk dit of Moses veral wil seker wees dat die Here wel vergewe het oor die goue kalf episode. Want hy het geweet sonder daardie vergifnis sou daar vorentoe weer probleme wees. Moses het opgetree soos ons seker maak as ons wil weet iemand het ons vergewe. Hy wil die Here in die oë kyk. Die agtergrond van Moses se versoek het ons nou net gesien. Hoe lyk God se antwoord? Die antwoord is nie 'n eenvoudige een. Vir Moses moes God se reaksie eintlik 'n teleurstelling gewees het. Want sy versoek word gedeeltelik afgewys. Ons hoor dit in vers 22 as God sê: as ek in my magtige verskyning verbykom, sal ek jou eers in 'n rotsskeer sit en jou met my hande toemaak totdat ek verby is. Hoor wat sê vers 19. Ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon. En ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. En dan sien ons in vers 23, God het egter ingestem dat Moses hom van agter kan sien. Die duidelikste aanwysing vir sy versoek is in vers 20. Hy het gesê: van my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Hoekom is dit so?
Dis omdat God so absoluut heilig is. En 'n sondige mens met sy sondigheid, die Here se heiligheid sou aantas as hy na hom sou kyk. Wat hier gebeur is dat die Here vir Moses laat verstaan. Hy is heilig en hy is almagtig. God sê, jy moet nie probeer om as mens my hand eindeloos te probeer forceer nie. Het gaan nie werk. Hier handhaaf God sy vryheid en sy soewereiniteit. Onverkort. Die Here hou hom nie reg voor om die Here of om God te wees soos hy wil wees. Ons moet tog kennis neem. Ons wat met God wil maak soos ons wil, en wil hê, sy reëls moet verander soos ons het wil hê, en hy moet by ons inval. God laat hom nie manipuleer nie. En hierdie soewereiniteit en almag van God kan 'n mens amper bang maak. Dit kan jou laat voel of God onvoorspelbaar is, maar dit is nie die bedoeling nie. Die handhawing van God se soewereiniteit en almag is om vir jou en my te sê, nou, jy is in my hand. Ek is nie in jou hand nie, sê die Here. God vra dat ons die reg dat hy oor ons lewe beskik sal erken. En dat ons met vertroue ons lewens in sy hande sal plaas. Na die voorbehoud gestel is, kan ons nou verder kyk na God se antwoord aan Moses. Hy sê, ek sal al my voortreffelikheid voor jou laat verbykom. Daarom kom wys God sy genade. Hy weet, dit sal vir Moses nie veel help om hom van aangesig tot aangesig te sien nie. Maar wat Moses wel sal weet, is nie te sien in wat hy van God sou sien letterlik nie. God kom doen iets ongeloofliks. Hy kom wys sy hart. En wanneer Moses God se hart sou sien, sou hy nooit weer hoef te vra oor God se goedheid en genade nie. God handhaaf sy vryheid om God te wees. Om juis in sy vryheid, sy grenslose liefde en genade aan ons te kom toon. Dit is deel van sy hele wese. En dan kry ons nog 'n faset van die Here se antwoord aan Moses. En dit is maklik om dit mis te kyk as jy dit nie lees in die agtergrond van Genesis 32 tot 34 nie. Ons het reeds gesien, Moses se diepste motief was om vir God te sien, om seker te maak, die Here die volk vergeef. Ook op hierdie deel van die versoek kry Moses 'n antwoord. En ons sien dit die duidelikste in die afloop van Exodus 34. Wanneer die verskyningsverhaal nou klaar vertel is, dan lees ons in vers 1 en 2 van Exodus 34, die Here het vir Moses gesê, kap vir jou 2 plaatklippe net soos die voriges.
Ek sal op die klippe die gebooie skryf wat op die voriges was wat jy stukkend gegooi het. Maak môreoggend klaar en klim die oggend nog Sinaï berg uit. Wag vir my daar op die top van die berg. Sonder om dit uitdruklik te sê, word dit duidelik. Die volk is vergewe. Die verbond wat God met sy volk het, word hernie in die kliptafels wat weer geskryf word. In vers 6 en 7 word daar duidelik gesê. Terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here, ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortredinge en sonde. Maar die vers hou nie daarop nie. Wanneer Moses en ons die boodskap van God se ontferming en vergifnis hoor, word daar bygevoeg, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Die byvoeging is, dat mense nie moet dink, God moet my maar net vergewe teen wil en dank in nie. Hy vergewe net uit genade. Maar die oomblik as ek dit van selfsprekend aanvaar, dan is ek in die gevaar. Vergifnis gebeur nie sommer sonder meer nie. Die volk word vergewe. Hoekom? Sodat hulle in 'n nuwe verhouding met God kan tree. Ons word vergewe, nie om aan te gaan soos altyd nie, maar om in 'n nuwe verhouding met God te tree. Die Here vee sy volk se verlede skoon, sodat hulle opnuut aan God kan wy. Die twee dinge gaan saam. Vergifnis en 'n nuwe verhouding met God. En dit bring ons by die laaste deel van God se antwoord aan Moses. Wat beteken dit dat die Here vir Moses nie sy aangesig laat sien nie, maar sy rug? Daar is verskillende interpretasies. Een is dat die feit dat Moses net God se rug sien, beteken dat jy eers God se dade verstaan as God verby is. Met ander woorde, as jy terugkyk, voor die tyd, verstaan jy altyd nie. Maar is ook 'n ander interpretasie. Die rug wat God vir Moses laat sien, het te doen met God se leiding aan sy volk, met die EI. Mense wil weet, of Moses wil weet, of die Here sal saamgaan. Daarop sê die Here in sy hele optrede, ek sal voorgaan. God sal vir ons voorgaan. In die Nuwe Testament het Filippus 'n soortgelyke versoek as Moses gehad. Ons lees dit in Johannes 14. Daar het Jesus vir die disippels van sy weggaan vertel. En Filippus, en seker maar die ander disippels ook, was onseker oor die weggaan van Jesus en hoe hulle weer by hom sou uitkom. En dan antwoord Jesus vir Filippus in vers 6 en 7 van hoofstuk 14 in Johannes, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken, en van nou af ken julle hom
en sien julle hom? As jy vir God wil ken, moet jy net vir Jesus ken. Hy het deur sy prediking die pad na die Vader bekend gemaak. Deur sy lewe het hy gewys hoe 'n mens op hierdie pad wandel saam met God. En deur sy kruisdood sou hy self die pad wees na God. In vers 8 en 9 lees ons dan daar, toe sê Filippus vir hom, Here, wys ons die Vader en dis vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek sal so lank by julle en jy ken my nie, Filippus. Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Jy weet, die disciples het toen al 3 jaar lang saam met Jesus geloop. En het hy elke dag geleer. Maar in hulle menslike swakheid het hulle nog nie volle kennis van hom gehad. Jesus was deur sy lewe en sy leer die bekendstelling van die Vader wat Filippus nou so graag wou sien. Maar hulle sou werklik tot volle kennis kom toe Jesus gekruisig is, toe hy opgestaan het en na die hemel toe opgevaar het. Nou gaan het hier nie oor die letterlike sien nie, maar die geestelike sien. Waardeur 'n mens God die Vader sien en leer ken. Jesus het vir die disippels en vir ons kom wys, hy en die Vader is een. Jesus het kom wys, dat die geheim as jy vir God wil sien is, nie om hom van aangesig tot aangesig te sien nie, maar om vir Jesus op sy woord te neem, en vir God gehoorsaam te volg. So herken jy dat hy in beheer is, en dat jy van hom afhanklik is. En nou moet jy die mooi van alles. Jesus het met sy hemelvaart ons voorgegaan na die Vader toe. En nou kan ons ook na hom toe gaan. Amen. Here Jesus, dankie dat U nie net saam met ons gaan nie, maar dat U ons voorgegaan het. Dankie dat ons anders as in die Ou Testament kan weet omdat U vir ons voorgegaan het. Sal ons, omdat U ons aan die kruis geheilig het, vir God van aangesig tot aangesig kan sien hierna. Dankie dat U elke dag vir ons intree. Dit is so goed om te weet, U is so groot, dat U van elkeen van ons weet, en wat ons dink, en waaroor ons bekommer. Help vir ons, om na die verlossing wat ons ontvang het, nou te gaan lewe, soos U kinders. Dat ons vir U sal lewe, omdat U werklik is. Omdat U die Almagtige is. En omdat U genadig is. Heilige Gees, bewaar ons elke dag van ons sondige self. En gee dat ons die lewe daar buite ongelooflik sal gaan waardeer. Ook die mense om ons. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Ek kry geleentheid om die Here te dien met die liefdegawe.
Kom ons sluit af met die sing van lied 511, 511, daarvan albei die verse. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troos en die bystand van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.